vir ons deur sy woord, en die Here se woord is so lewend en kragtig. En ons gaan vanaand sien wat die Here vir ons leer. Vanaand het ons vanoggend gepraat, en kyk na Hebreërs 11 vers 6. Nou, en die woord van die Here kom na ons vanaand. Ek wil met julle praat oor, volgens ons bietjie gekyk, hoe ontvang geloof. Nou, vanaand gaan ons kyk, hoe sien geloof? Hoe sien geloof? En dit is belangrik om die regte te sien. As ons die geestelike oë ontwikkel om te sien wat in die gees aangaan nie, gaan ons nooit die waarheid beleef van wat die Here vir ons wil gee. Want ons moet sien, en nie net altyd sien met ons fisiese oë nie, maar jy vorm baie kere, as jy baie met die Here wandel, en baie met die Here kommunikeer, en die Here se hart verstaan, en weet dat die Here vir jou baie hoër dinge beplan het, en beter dinge beplan het, dan sien jy later in jou gees die prentjie van wat die Here wil doen. Jy sien dit later hier binne. Dis nie met jou eie oë wat jy sien nie, maar jy sien dit in jou gees, die mense sê dit, en is vir jou relevant en tasbaar, en is baie keer meer werklik, as wat die omstandighede vir jou wys, en die omstandighede, die uiterlike dinge vir jou wys. En ek het opgewonde daaroor dat die mens geestelike oë kan hê om te sien en te verstaan wat die Here mee besig is. En elkeen hier wil ek bid vanaand, dat die Here in jou oë verhelder word, dat jou geestelike oë verhelder word, jy kan sien wat die Here vir jou bedoel. As genesing jou deel moet wees, gaan jy dit sien vanaand. As daar 'n deurbraak moet wees in enige area van jou lewe, dalk finansiëel, dalk by die werk, gaan jy dit vanaand sien. Jy gaan dit vanaand sien. Amen. En ek wil graag vir elkeen uitnooi om jou geestelik te maak om te ontvang en te sien. Amen. En te hoor wat die Gees sê. So kom ons vertel die Here daarvoor vanaand. Ons sien, ontvang en lewe geniet in die Here deur sy woord. Halleluja. So ek is bly dat ons die woord kan geniet. Hebreërs 11 vers 6 vir ons die volgende. En is baie mooi wat hy sê. En sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is vir die wat hom soek. So, die wat na die Here toe gaan sonder geloof, kan ons God nie behaag nie. Die Here, Jesus gedoop, hy gedoop was, en die Heilige Gees bevaardig geword, hy sê, dis my geliefde seun, in wie ek welbehaag het. Al sy werke het die Vader behaag. Hoekom? Hy het al sy werke uit geloof gedemonstreer. Hy het al sy werke uit geloof gemanifesteer. Hy het gehoor, geloof gehad, en gedoen, en uitdrukking gegee aan die woord. So, geloof is die vaste vertroue ding wat jy sien in die woord. Ons weet dit alreeds in die boek van Hebreërs 11, vers 1 en 2 sê dit. En ons sien ook hier, dat die Here sê, sonder geloof kan ons God nie behaag nie. Is onmoontlik om God te behaag. So, immers moet daar geloof gewerk word. En Romeine 10 vers 17 sê, geloof kom deur die hoor, en die hoor van die woord van God. En ons moet die woord hoor. Die woord van die Here hoor. En dan gaan hy verder en sê, hoe kan jy hoor as jy nie iemand het wat preek nie? Hoe kan jy verstaan? En oor waar die Here gegaan het, hy gepraat en wonderwerke gedemonstreer. Hy het met hulle gepraat, hy het gepreek, gespreek met hulle, en geloof is gewerk in die harte, en daar kom wonderwerke manifesteer. So ons moet die woord hoor. Jy moet die woord ter harte neem, jy moet dit hoor in 'n preekvorm ook in jou lewe. Nie net saak probeer dit hoor, maar die Here het altyd gepreek en gedemonstreer. Nou, hy het altyd 'n woord gespreek en gedemonstreer. So, dis wat die woord van die Here werk. Iemand moet dit spreek, iemand moet dit sê, dit moet in ore val en harte val. En die Here se woord is so ingestel en so ontwerp, om so te stel, so geskape om daardie relevante dinge na vore te bring. Geloof te trek in harte. Nie net die logos woord nie, maar die lewende rema woord. Wat ons elkeen nodig het elke dag om te hoor wat die Heilige Gees sê. So kom ons gaan 'n bietjie verder. Almal ken hierdie gedeelte baie. Ek gaan iets vir julle wys. Wil jy vir my gewys so 'n bietjie terug uit hierdie skrif uit. Markus 11 vers 23. Want voorwaar ek sê vir julle, dat elke wat vir hierdie berg sê, jy vir op 'n werk in die see en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. Hierdie skrif mors baie keer met my. Want elke keer as ek dit lees, sê ek iets anders. Dis asof daar net elke keer iets nuuts oopgaan in hierdie skrif. Nou, daar nuwe lewe gewek word deur die skrif. Kom ons lees dit net saam weer. Want voorwaar ek sê vir julle, dat elke wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê, sal gebeur. Glo dat wat hy sê. As jy glo wat jy sê, amen, dan sal dit gebeur. Nie net sommer net blindings iets sê nie. Maar baie mense glo nie wat hulle sê nie. So 'n hart en 'n mond is nie ooreenstemming met die woord nie. Want 'n hart glo iets anders, want hulle is gewortel in die woord nie, maar hulle probeer die woord spreek en ons niks resultate nie.
En baie keer gebeur dit dat jy nie gewortel is in die woord nie, maar tog probeer die woord spreek. Dis goed so, want as jy mond dit uitdruk in jou hart ontvang, totdat jou hart gefestig is in die woord, en dan, as jy woord in jou hart en jou mond in ooreenstemming is, want hoe kom geloof? Die Here sê Romeine 10 vers 19, reding is die volgende, nou, as jy met jou mond die Here Jesus bely, en met jou hart glo dat opgewek is uit die dood, sal jy gered word. So geloof word op twee plekke, in jou mond en in jou hart. So dit moet uit jou mond uitkom, dit moet uit jou hart uitkom. Die woord moet substansie hê in jou hart, en dan met jou mond spreek, en as daai twee goed in ooreenstemming is met mekaar, dan kom die resultate na vore. Ek was eendag by Excuse. Moet vandag hier so 'n slukkie water vat. Eendag by 'n plek in Nigeria gewees. En toe ons daar by die diens was, toe sit daar 'n pastoor op die stoel. En terwyl die man van God kom en hy begin die mense te bedien en alles, toe kom een van die pastore en hy vra vir een van die pastore, gaan dryf die duiwel en daardie persoon uit. Want die persoon is gebind deur 'n duiwel van, wat was heksery op die ou beoefen. En die ou het gemanifesteer en alles, en hy sê, gaan haal daardie duiwel uit die persoon uit. En hy gaan en die pastoor kom en hy hande op hom en hy sê, naam van Jesus gaan uit, die naam van Jesus bestraf jou. En duiwel het begin lag vir hom. En duiwel het hom gekog en hom begin uitdak. En die man van God kom en hy trek sy skoen uit. Hy sê, gee paar af. Hy trek sy skoen uit en gooi sy skoen langs die ou. En hy sê, the mighty name of Jesus, en duiwel gaan in die ou uit. Onmiddellik, hy val op die grond en hy word vry. Interessant. Nou, hoe dit baie mense leeg probeer bedien. Leeg probeer lewe spreek. Nou, maar as jy vol is en jy het 'n woord hier binne wat lewe, en 'n woord wat swaar is in jou hart, wat jy kan spreek en dadelik gaan die vyand ag gee. Nou, dis die tipe woord wat die Here ons wil uit. Daardie woord wat kragtig is om te sê, so sê die Here, en as jy dit spreek in die gees, is daar 'n effek in die gees, en dit bring teweeg wat jy wil hê dit moet teweeg bring. So as jy dit begeer, as jy dit glo in jou hart en nie twyfel nie, maar glo wat jy sê, sal dit gebeur. Sal dit gebeur. Amen. Dit sal gebeur soos jy spreek en soos jy glo. En dit is wonderlik om te weet, ons kan onsself opbou in die woord, en die woord, honger te hê vir die woord, en onsself opbou in die woord, en stig in die woord, en weet, ons word voller en voller by die woord, al vat jy een skrif, en jy wandel na die skrif vir die res van jou lewe, maar jy mediteer na die skrif, het word deel van jou bestaan, jou wese, jou gees, dan word dit substansieel, en dan word dit effektief in jou lewe, en dit dra swaar gewig amper. Die woord van heerlikheid is die woord gewig. Dieselfde woord, nou, gewig. Was gewig in jou lewe. Dis nie sommer iets ligtelik nie, dit kom en dit val op die duiwel en dit word vernietig daardeur en sy werk word geplunder daardeur. So as ons kyk daarna vanaand ook, Here sê, jy sal kry net wat jy sê. Net wat jy sê. As jy kyk daarna, waarom sê ek vir julle, alles wat julle in gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. Terwyl jy bid, moet jy glo jy ontvang dit dadelik. Terwyl jy vra, moet jy net daar staan en sê, Here, baie dankie, ek ontvang dit in geloof, en dit is baie moeilik om te ontvang as jy nie geloof het nie. As jy nie geloof het, jy gaan nie ontvang. En nou sê die woord van die Here vir ons verder ook, onthou net, daar is 'n woord wat sê, en dit staan die woord van die Here in Romeine, hy sê, we live by faith and not by sight. We live by faith, ons lewe deur geloof nie wat ons sien nie. So jy kan nie uit wat jy sien om jou geloof hê nie. Want die duiwel het 'n sekere manier hoe hy omstandighede gebruik, hy is die God van die wêreld, hy beheer al die natuurlike elemente baie kere, né? So, maar die duiwel skrik vir 'n rand van geloof. Hy is baie bang vir 'n rand van geloof. So as ons hom van uiterlik moet bring in hierdie milieu en waar geloof heers, waar geloof effektief is, dalk vanaand hier, gaan hy swaar kry. Maar as ons in sy riem gaan beweeg, gaan ons hom nooit oorwin in sy riem nie. Ons kan nie natuurlik die duiwel oorwin nie. Jy kan nooit die duiwel oorwin in die natuurlike riem nie. Jy moet 'n geveg hê in die gees en geloof in die gees om hom te oorwin. Want hy hou nie van geloof nie. Dis die grootste wapen teen die vyand is geloof. So as jy die vyand se gebied betree, waar alles natuurlik gesproke gebeur en uit menslike ordes, uit menslike krag gebeur, kan
kan ons hom nie oorwin nie. Dit is onmoontlik om die duiwel te oorwin op 'n natuurlike vlak. Jy moet geestelik ingestel wees, in die Here gewortel wees. Jy moet geestelike wapens hê van jou stryd, wat nie vleeslik is nie, maar magtig om vestings neer te werp, sê die woord. En jy moet 'n geloof in jou lewe hê om die duiwel kom hy teen jou, moet jy geloof, en jy moet 'n atmosfeer hê van geloof, waar hy nooit vernietiging kan saai teen jou nie. Want hy verloor elke keer as dit by geloof kom. Hy verloor die stryd. Hy hou nie van geloof nie. Hy hou nie van geestelike mense nie. So, elke keer as die duiwel kom en probeer jy versoek en jou aanval, dan oorwin jy hom met die krag van Jesus en met die woord van die Here in jou mond, en jy sê vir die berg, hef jouself op, word nie sê gewerk, elke wapen teen my, gaan niks teen my uitrig nie, want die Here staan vir my, en jy sê vir die duiwel aan wie jy behoort. Jy weet aan wie jy behoort, jy behoort aan die Here Jesus Christus, en hy het geloof vir jou gegee, om 'n berge te praat, om omstandighede in die see te werk, en vir elke vesting te sê, jy het geen reg in my lewe nie. Amen. Bietjie daar gekyk vanoggend, 'n paar voorbeelde genoem vir julle, maar die Here is so wonderlik, hy sê vir ons vanaand, jy kan nie op 'n natuurlike wyse die duiwel veg nie. So baie kere, is ons wil ons in 'n bokskyk klim met die duiwel. Hy gaan nie net aan uitslaan. Amen. As jy natuurlik probeer stry. Maar as jy wapens van die Gees het, as jy gewortel is in die woord, het hy geen reg op jou nie. Dan het jy 'n wapen in jou mond waarmee jy spreek, jy het 'n hart wat glo, jy het substansie van die Heilige Gees, die Gees werk saam met jou, teen sy mag en sy gesag, en jy staan in 'n orde wat bo-natuurlik is, jy staan in 'n gelooforde. Jy staan in 'n natuurlike dimensie waar jy met menslike dinge uitvoer om menslike resultate te kry. Jy werk met geloof en geloof kry bo-natuurlike resultate. Bo die natuurlike, dit is om dit bo-natuurlik genoem word. Amen. So ek en jy het 'n bo-natuurlike geloof bring bo-natuurlike resultate. En daarom het jy al ooit gesien 'n berg in die see val? Ek het nog nooit gesien in my lewe nie, maar ek beleef het geestelik dat berge skuif. Ons beleef het geestelik dat die berge in die see val, en dit is werklik moontlik dat natuurlike dinge kan skuif vir bo-natuurlike geloof. 'n berg kan in die see gewerk word. Dit kan. As Jesus gesê het, sou dit gebeur het. Onmiddellik, né? So, die Here kon alle natuurlike dinge kon hy beheer met sy woorde van sy mond. Hy kon alles wat natuurlik is oorheers, hy loop op water. Amen. Hy kon alles wat dood is en molekulêr is, strukture kon hy verander. Nou, met ander woorde, wat ek sê daardeur is wetenskaplik ook so, as toe hy optree, toe verander molekulêre strukture. Amen. Wat is 'n voorbeeld daarvan? Hy kon byvoorbeeld visse vermeerder. Nou, hy kon brood vat met vermeerder en dit begin breek. En die molekulêre struktuur verander wat dit vermeerder. Die molekules word meer en meer en meer. Dis wetenskaplik so. Nou, natuurlik gebeur daar iets as jy bo-natuurlik optree. Halleluja, so verstaan ons dit so. Dis wonderlik om te weet, die geloof kan enigiets doen. Geloof kan enigiets werk. Geloof kan enige resultate oplewer, maar jy moet gereed wees daarvoor om dit te ontvang. As ons vinnig kyk in die woord, die Bybel sê ook vir ons, byvoorbeeld, wat in die woord vir ons leer is, we will live by what we believe and not what we see. Nou, we live by faith, not by sight. En as ons kyk in die woord van die Here, die volgende skrif vir julle wys. Hy sê in 2 Korintiërs 4 vers 17. Hy sê, want ons ligte verdrukking wat vir die oomblik is. Paulus noem stenig en verdood by die stad laat. Hy noem gegeesel vir die Here. Hy noem my slaan en my spot, naak, sonder klere, sonder kos. Hy noem dit ligte verdrukkings. Amen. Dis vir hom ligte verdrukkings. So, dit is interessant, Paulus dit ligte verdrukkings noem. Ons noem dit baie keer swaar verdrukkings. Hy sê wat vir oomblik is bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. 'n gewig van heerlikheid. 'n substansie van heerlikheid. Nou, het jy 'n substansie van heerlikheid? Het jy 'n gewig van heerlikheid? Het jy gewig in die woord? Of is die woord ligtelik in jou lewe? Omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. Maar die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. Paulus skryf en sê, ek let op die onsigbare. Nou, hoe in die lewe kry ek reg om die onsigbare te sien? Hy sê, ek let op die onsigbare. Ek sien die onsigbare. Amen. Halleluja, dis het so gedink daaraan. Hoe kry ek reg om die onsigbare te sien? Paulus sê, ek let op die onsigbare. Ek let nie op wat om my gebeur nie. Ek let nie op
wat natuurlik gesproke gebeur nie, ek let op die onsigbare. Maar die onsigbare is meer realisties as die sigbare. Dis wat hy sê. So, wat is vir jou onsigbaar op die stadium? Wat wil jy graag sien en hê? Dalk genesing, dalk deurbraak, dalk oorvloed. Maar Here sê, die onsigbare kan jy sien. Jy kan dit ervaar. Paulus sê, ek let op die onsigbare. Hoe let jy daarop op as jy dit nie sien nie? Dit is interessant, hè? So met ander woorde, as ons besef, daar is natuurlike dinge, natuurlike sintuie, die Here gee vir jou oë, ek gee vir jou ore, ek gee vir jou neus om te ruik, ek gee vir jou mond om te proe, ek gee vir jou hande om te voel nie, of sintuie om te voel, nou, sien jy weer, om te voel. So jy kan nie vir jouself sê, as 'n 10 ton trok in die straat afkom, hierdie trok is nie regtig nie, dit bestaan nie. Dit is realisties, amen. Gaan probeer dit, gaan staan vir die trok en sê, nee, die trok bestaan nie, en as jy tref, en sê, dit bestaan, en as jy het pannekoek, amen. So, jy kan nie onrealisties wees nie. Daaroor, nee. So jy kan nie sê die trok bestaan nie, en dan moet jy eers uittoets op hy bestaan nie, maar, dis natuurlik gesprek, die trok is daar, hy bestaan, hy kom 60 km/h, 100 km/h, moenie probeer nie, amen, moenie probeer vir hom inspring nie, hy gaan vir jou tref. Maar, aan die ander kant, het die Here ook die natuurlike wette en die geestelike wette ingestel, nou, was geestelike wette wat werk vir ons. So, natuurlike wette sê, dis onrealisties, realisties, daar is 'n trok, daar is wolke, daar is alles wat om ons is, baie mense glo nie aan nie, baie mense, ek hoor die, van die groepe, wat van die ordes van, kom ek noem maar die naam, die, wat sê die ouens, Jehovah Getuies, hulle glo dat Moses nie reg in die Rooi See getrek, hulle sê, dis alles in jou kop, dis onrealisties, en dis 'n fout, dat dit regtig gebeur, amen. Daar is strijdbaans wiele gekry in die Rooi See wat daar agtergebly het, toe die Rooi See oorgegaan het, nou, toe hulle vasgevang is in die water, het van die strijdbaans se wiele daaronder gekry. So dit regtig gebeur, nie sulke vlak water nie. En as steeds 'n wonderwerk, of was sulke vlak water, is dit wonderwerk dat Egiptenaar in sulke vlak water kan verdrink. Amen, as steeds 'n wonderwerk, halleluja, amen. So prys die Here. So hulle kan nie kom met redenasies nie. Dit het werklik gebeur. En dit is alles dinge wat ons kan glo en sien. Maar as jy kyk na wat die Here vir ons sê vanaand hierdeur, jy let op die onsigbare. Nou dis baie interessant hoe dit vrees werk. Vrees is eintlik 'n meditasie, dit werk op dieselfde beginsel as geloof. Vrees is meditasie op leuns. Geloof is meditasie op God se woord. Dis hoe maklik dit is. Baie mense vrees, baie mense is angstig. Nou, angstigheid en vrese is meditasie op leuns. Maklik is dit. Jy mediteer op die negatiewe, op wat gesê is, op wat gespreek is, op wat onnatuurlik en onrealisties vir jou gespreek is in jou ore, en jy glo die woord van leuns van die vyand vuister in jou oor, en jy gee nie ag op die woord nie. Jy moet altyd 'n leuen vervang met die waarheid van die woord. Anders gaan jy depressief bly, angstig bly, en jy gaan nooit by die waarheid uitkom. Van iets soos, byvoorbeeld sonde vergewe. Nou, as kyk daarna die woord, ek wil graag julle net vinnig in hierdie gedeelte ietsie wys. 1 Johannes 1:7. Maar as ons in die lig wandel soos hy die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar in die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sondes. Alle sonde. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. So, as ons 'n begeerte het om heilig te wees voor die Here, dis 'n goddelike begeerte, 'n geestelike begeerte, dan geld dit ook vir jou. As jy sê, Here, vergewe my my sondes, het 'n begeerte om die sonde vergewe te kry, dan is die begeerte daar, en die Here sê, wat wil jy vra in die naam sal jy verkry, nou, wat jy begeer. So jy gee die begeertes van jou hart, maar dan vra, dan sê baie mense, maar, die Here wil nie vir jou alles gee nie, anders gaan jy bederf. Die Here hy wil net die noodsaaklike goed vir jou gee. Maar die Here sê in sy woord, hy gee die begeertes van jou hart. Die begeertes van jou hart. En dit is baie interessant hoe mense nie kan glo, dat die Here, en baie keer sê mense vir my, maar die Here gee die noodsaaklike, prys die Here het van die noodsaaklike gegee. Maar die Here sê, ek gee meer as genoeg, ek gee oorvloedige lewe. Ek sal dit uit op jy, as jy vra vir 'n vis, gaan jy nie vir jou
klip gee nie. As jy vra vir iets, gaan hy nie vir jou iets anders gee nie. Hy gee vir jou wat jy nodig het. Hy gee vir jou iets wat jy kan gebruik en wat jy kan geniet. Amen. En dis die hart van die Here. Hy sê, as jy enigiets vra in my naam, gaan hy dit vir jou gee wat jy vra. En jy sal dit verkry. Kom ons gaan net vinnig terug na die volgende eerste skrif toe. Nou, kom ons lees dit weer saam op daardie beginsel. Hy sê, waarom sê ek vir jou, alles wat julle in gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. Kom ons gaan terug daartoe. So as jy vra, Here, vergewe my sonde, sê die Here, jou sonde is vergewe. As jy sonde bely, hy is getrou en regverdig om jou sonde te vergewe. Eintlik wat die woord van daar regverdig, die woord wat vertaal ook geregtigheid. Die Here is vol getrouheid en vol geregtigheid om jou sonde te vergewe. So hy is getrou in homself, om sy woord in jou lewe te volbring. En as hy net sê, Here, jammer my sondes, ek bring dit voor die bloed van Jesus, dan was jy opnuut skoon, jy is weer vrygespreek. As die Engels sê, he wipes the slate clean, and you can carry on. Moenie wandel op die skuldgevoelens en die angstighede waarom jy gepaard gaan nie, sugar gemis, die Here gaan my nie vergewe nie, hy is kwaad vir my, hy sal my nooit vergewe vir nie wat ek nou gedoen het nie. Dis alleen vir die put van die hel, jy word angstig oor dinge, jy word veroordeel, jy word so, jy voel dat die Here is kwaad vir jou, maar die Here sê, ek het jou vergewe, ek het jou vrygespreek. Jy ontvang dit in geloof, jy ontvang vergifnis in geloof. So as jy bid vir selfs vergifnis, moet jy vergifnis ontvang in geloof. Amen. Jy kan nie sê, Here vergewe my sondes en nog steeds dink jy is nie vergewe. Geestelik is jy vergewe. Jy is vrygespreek. En baie mense stap in 'n skuldgevoelde mensie vir maande, vir jare, 2-3 dae, dan voel ek 'n bietjie beter weer. Here het my dalk nou vergewe. Die Here gaan nou nie 'n meeting in die hemel en besluit, Moses, Paulus, kom gees, moet ons haar vergewe? Moet ons die ou vergewe, dink julle? Ag nee, ons moet 'n bietjie nog skuldig voel. Here vat nie so nou. Hy sê, hy is getrou en regverdig om jou sonde te vergewe en jou te reinig van alle ongeregtigheid. Alles. So Here hou geen sonde teen jou nie. Maar onmiddellik vir ons skuldig. Onmiddellik is ons siel in ons gekrenk, want sonde vernietig die siel. En die sonde bring, die sonde se loon is natuurlik dood, en hulle voeg rente daarbey, is nie vir hulle bely. Amen. So jy moet altyd jou sonde bely en laat staan, en sê, ek wyk af van dit, ek kies om dit nie meer te doen, die Here, en die regte dinge te kies. Maar ons hart veroordeel ons, ons hart veroordeel ons. Dan kom ons nie by die waarheid uit nie. Maar ek wil net teruggaan die daartoe, nie vir die gebuis wat sê die Here daardeur. Maar hoor dit sê Romeine 8 vers 1. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Want die wet van die Gees van lewe in Christus Jesus het ons het my vrygemaak van die wet van sonde en dood. Ek hou van dit. Die Here sê, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Geestelik is daar geen veroordeling vir jou nie, want jy is in Christus. Daar's geen condemnation, there's no condemnation, geen vingerwysery nie, niks wat jou veroordeel nie, niks wat jou aankla nie, want die aanklaer van die broers is klaar vernietig, sê die woord. Wie sê aanklaer van die broers? Die duiwel. Openbaring sê hy is die aanklaer van die broers. Hy kla jou aan dag en dag voor die Here. Nou, maar jy hoef nie aanklagtes te aanvaar nie, jy hoef nie veroordeling te aanvaar nie. Hy sê hier, maar na die Gees, nie in die vlees wandel nie, maar na die Gees. En dan gaan ons kyk na die wet, want die wet van die Gees van lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van sonde en die dood. Besef jy is vry van die wet van sonde en die wet van dood. Dit is so wonderlik, want die Here gee lewe. Jy wandel in 'n lewe, 'n geestelike lewe. Jy is onder 'n geestelike wet wat sê jy lewe en jy lewe omdat die Here vir jou lewe gegee het. En elke dag ervaar jy die lewe van die Heilige Gees. Jy ervaar dit in jou. Nou, as jy bid, is daar lewe. As jy vra, is daar lewe. As jy vra, doen die Here dit vir jou. Nou, omdat jy in geloof wandel en in die Gees wandel en in die begeertes van die vlees gehoorsaam nie, en hy sê hy het my vrygemaak van die wet van sonde en die dood. Die wet van die sonde en die dood. Met ander woorde, daai twee goed werk saam. Sonde en dood werk saam. Kan jy 'n lang lewe lei? Die Here sê ja, ek wil vir jou 'n lang lewe gee. In die boek van Psalm 91, nou, jy kan 'n lang lewe geniet.
Die Here sê, Dawid spreek dit baie keer, hy sê, Here, U verleng my dae. U maak my dae meer. Amen. Omdat jy die wet van Gees kies. En die wet van Gees sê altyd ons lewe. Die Heilige Gees is 'n lewende Gees. Hy bring altyd lewe. Romeine 8 vers 11 sê, dieselfde Gees Christus die dood opgewek het, sal my sterflike liggaam lewend maak. Hierdie liggaam, hierdie vlees en bloed van jou, gaan lewend gemaak word deur die Gees. So jy kan jonger lyk as wat jy is. Amen. Jy kan vitaliteit, energie hê. Amen. Baie plus of jy in die lewe te heers nie. Amen. Energie te gee. Jy kan lewe en oorvloed geniet in die Here. So prys die Here dat ons 'n lewe kan hê en 'n lewe geniet omdat jy onder die wet van die Gees van lewe is wat Christus gegee het vir jou. En hierdie wet van lewe in Christus maak jou vry. Jy's klaar vrygemaak, sê die woord hier, van die wet van sonde en dood. So sonde heers nie oor jou nie, dood heers nie oor jou nie. Jy hoef nie verouderd te word vir die tyd nie, jy hoef nie ouer te lyk as jy is nie, amen. Halleluja. Ja, die wat sê amen gaan jonger wees. Omdat jy het glo, omdat jy het vat. So, en baie keer is dit die wet van sonde en dood wat mense se energie afbreek en se krag afbreek. Maar kom ons gaan dit 'n bietjie aan. En ek wil hier by uitkom die laaste skrif. Jesaja 43 vers 25. Ek is dit. Die Here sê ek. I am. Ek is dit. Ek is dit, herhaal dit. Ek is dit. Wat jou oortredinge uitdaag om my ontwil. En aan jou sondes dink ek nie. Hierdie skrif het my altyd geroer. Die Here sê ek is dit wat jou sonde uitdaag. Wat jou oortredinge uitdaag om my ontwil. Vir my ontwil. Nie vir jou ontwil, nie vir my ontwil. Dis wonderlik. Amen. Die Here sê, nie om jou vergewe te kry en af te stof nie, en jou, dat jy moet beter voel nie. Vir my ontwil doen ek dit. En ek vra vir jy dag, Here, hoe werk dit? Hoekom is dit vir u ontwil, nie vir my ontwil nie? Ek wil beter voel, dat my sonde uitgedaag is. Die Here sê vir my, hy sê, wil jy hê jou kind moet sleg voel homself? Wil jy hê jou seun moet swaar kry en verneder voel en skuldig voel en minderwaardig voel in die sy lewe? Ek sê, Here, nee, ek wil dit nie hê vir my kinders. Die Here sê, ek wil dit ook nie vir jou hê, want jy is 'n kind van my. Hy sê, ek wil jou sonde en oortredinge uitdaag vir my ontwil. Sodat ek kan hoor wat jy sê, as ek geloof in jou lewe heers, sodat ek kan hoor wat jy sê, wie jy is in my, dat jy kan kies die regte lewe, die regte besluit kan maak. So, vir my ontwil en in jou sondes dink ek nie. Die Here dink nie jou sondes van die verlede nie. Hy dink jy aan 20 jaar terug nie. Hy dink jy aan 5 jaar terug nie. Hy dink jy aan 'n jaar terug nie. Hy dink nooit daaraan nie. Hy het dit in die see gewerp. Hy dink nie meer daaraan nie. Hy dink jy oortree vir sy ontwil. Hoekom? Want hy sê ek is jou Vader en jy is my kind. En ek wil hê jy moet bely al wat ek wil hoor in jou lewe en ek wil hê jy moet geloof spreek en geloof in jou lippe sit en sê wie jy is in my. Jy moet sê ek is sterk in die Here en die krag van sy sterkte. Jy moet sê die Here is verder, niks sal my kort kom nie. Jy moet sê ek is bo en nie onder nie. Jy moet sê ek is die appel van die Vader se oog. Jy moet sê ek is 'n begunstigde van die Here. Ek is gesalfde en 'n seun van die Here. Dis wat die Here wil hoor vir sy ontwil, vir sy ontwil. Nou, omdat hy jou liefhet, omdat hy sê ek wil niks sleg op jou toewens nie. Vir my ontwil wil ek hoor hoe jy spreek, hoe jy my verheerlik, hoe jy die hoogste lof en eer aan my gee en sê maar jy is geroep tot beter en hoër dinge en jy kan 'n Vader aanbid wat lief is vir jou. Vir sy ontwil het jy vergewe, vir sy ontwil om nader aan jou te kom, het hy jou oortredinge uitgedelg. Nou, hy wil naby aan jou kom. Hy wil met jou wees. Hy wil in jou mond wees. Hy wil in jou hart wees. Hy wil jou vul met geloof en met substansie met gewig om 'n heerlikheid uit te dra vir die duiwel nie 'n kans gee om geloof in 'n atmosfeer van geloof te oorleef nie. Amen. Hy gaan nie oorleef in jou lewe nie. Want die Here sê vir jou ontwil, vir my ontwil, het ek jou vergewe. En daardie substansie van geloof is so belangrik vir ons. Want die duiwel kan nie in geloof wandel. Hy kan nie geloof oorheers nie. Hy kan nie geloof oorbrug nie. Hy kan niks smeet in geloof nie. Jou geloof oorwin die wêreld, sê die woord. Nou, ons geloof oorwin nie die wêreld. En die God van die wêreld is in beheer van die natuurlike. Maar jy en ek is in beheer van die geestelike. Ons is in beheer van geloof
En geloof versit berge. Geloof vir ander sake. Is dit nie so nie? Hulle is die gebed vir ander sake, maar geloof vir ander sake. Geloof vir ander sake. So jy moet jy geloof vestig in die woord, en dit is nie moeilik nie. Ontvang dit en glo dit nie. Dit is nie moeilik nie. Baie mense geloof is moeilik, en dit is eintlik moeilik nie. Want jy spreek wat jy wil hê. Jy vra en jy ontvang terwyl jy bid, en dit sal so vir jou wees, sê die woord. Terwyl jy vra, ontvang jy. So as jy bid volgende keer, sê Here, dankie Here, my sonde vernietig is. Dankie Here dat U my liefhet. Dankie Here dat ek kan eer en prys en loof. Dankie Here vir daardie ding wat ek nodig het. Ek weet is moontlik, omdat jy dit moontlik gemaak het, die kruis my Here. En ek weet Vader, omdat ek U vra en ek ontvang het terwyl ek vra, Here, weet ek dit gaan vir my gegee word. Nou, hy sê jy sal verkry wat jy vra. So Here, dankie dat ek nou verkry wat ek vra, volgens U woord. Ek glo dat ek dit verkry nou as ek bid, Here. En baie keer kom ek by mense en sê vir my, maar dit werk nie vir my nie. Dit het nie gewerk vir my nie. Ek sê, dit het nou net nie vir jou gewerk nie. Jy het net dit van gesê. Jy het net gesê dit nie vir jou gewerk nie. Dan sê die ou, maar ek het nie so bedoel nie. Sê ek, jy het net dit gesê, maar jy het nog al die tyd nie gegloeid en net gespreek. Dit gaan nie werk nie. Is nie so nie? Want in sy hart glo nie het gewerk nie. Jy sê, maar Here, ek het gevra, ek het gesmeek, ek het gespreek, ek het gebid, gevas, alles Here, maar dit werk nie. En as daai verklaring uit jou mond uitkom, dan werk dit. Dan werk dit, dan kanselleer jy alles wat jy geglo het. Maar wat van, Here, dit werk nie dalk nou nie, maar weet, ek het dit klaar ontvang in Gees, Here, maar ek weet, dit het klaar gebeur vir my. Ek prys U daarvoor, ek ontvang het, Here, ek weet, dit is vir my gegee, ek ontvang het in geloof, Here, ek wandel daar met my hart, Here, en ek weet, U het dit klaar vir my bereik, U het dit klaar vir my gegee aan die kruis, 2000 jaar terug, het U gesê, dit is volbring, alles is gegee, jy is 'n mede-erfgenaam saam met Christus Jesus, jy erf alles te nagelate vir jou, dis nou jou beurt om die geloof te hê, en volwassen te word in geloof, dit ontvang as 'n Hios, 'n volwassene van die Here, en hy sê, dis myne, ek vat my geloof, ek vat my seëninge, ek vat my genesing, wat ook al dit mag wees vanaand ook, so sien dit vanaand, al sien dit nog nie gees of fisies nie, sien dit vanaand in die geestelike oë, en weet is joune, wat die Here vir jou gegee. En dis die substansie van geloof. Dit kan ons opgewonde maak, dit kan ons help, om te weet daar is iets groter. So as jy bid volgende keer, begin klaar te prys vir die antwoord. Begin met klaar dankie te sê vir die antwoord. Nou, sê Here dankie, U maak alles heel. Dankie Here, U herstel hierdie ding vir my. Here, dankie my kinders is gesond. Dankie my kinders is oorvloedig, Here. Here skenk vir hulle lewe. Here, hierdie ding wat in my lewe moet eers. Here, ek dankie vir die kontrakte wat gaan volg, Here. Begin al reeds vir Here dankie te sê. Begin die substansie van geloof aan te trek, want geloof trek daardie goed na jou toe aan. Maar as jy pessimisties is en negatief is, kan niks vir jou werk nie. Amen, maar jy kan vir berge begin sê, hef jy jouself op en word nie seëgewerk. Dis my begeerte. My begeerte vanaand, Here, dat elke persoon se berg hier vanaand in die see moet val. En ons moet dit sê vanaand vir ons berge, is nie so nie. So wie is bly om te hoor dat ons kan met berge praat? Amen. Wie is bly om iets te ontvang en te sê, Here, as ek bid ontvang ek, en ek weet Here, U gee vir my net wat ek vra, gaan ek verkry. En ek sê die Engels is so mooi, ek wat die Engels vir julle gelees het. Hy sê, whatever you desire in prayer, hy sê, you will receive it. When you ask. En is wonderlik, whatever your desire is, wat ook al jou begeerte is, hier kom jy volgas. O ja, ek het gesê iets van volgas. Vrees en geloof. As jy 'n gevaarlike dier moet trotseer, nou, almal weet dat leeu is gevaarlik. Nou, ons weet dit al. Ons kan sien video's daarvan en ons weet hulle vang bokke en moenie naby 'n leeu kom nie. Dis natuurlik gesproke nie die goeie ding om te doen nie. Amen. Maar as jy weet is 'n maakleeu is getem en ons 'n temmer by hom, dan gaan jy natuurlik die leeu benader. Ek het al 'n leeu gevry vir my lewe. Die temmer was daar en die ou het ons voorgestel die leeu en sy leeu. Maar as jy 'n sekere manier glo oor 'n dier wat nie gevaarlik is nie, soos 'n spinnekoppie, né? Wat nie altyd gevaarlik is nie, maar jy het flieks gekyk oor dit en alles saad ontvang oor 'n spinnekop, dan het jy mos 'n vrees vir 'n spinnekop. Nou, dis 'n simpel voorbeeld, maar dit werk so in die geestelik. So, dan dink jy 'n spinnekop is 'n gevaarlike ding, maar hy kan jou eintlik niks doen nie. Nou, baba knoopie dalk as jy byt gaan 'n bietjie siek word. Maar het jy nie gebyt? Maar jy is bang vir spinnekoppe.
Okay, daai vrees, daai fobie moet einde kry. Dis wat fobies en vrees vandaan kom nou. Want jy glo dalk 'n leuen oor 'n spinnekop. Hy sê daar om muggies te vang en jou huis skoon te hou. Nou, van enige ander peste. Dis eintlik hoe my daar is. So, moenie hulle verbyt dat ek eintlik doodmaak nie. Hulle wel, ons beskerm ons kinders daardeur. Maar as jy kyk na 'n klein dingetjie soos 'n goggatjie wat dalk onskadelik is. Ek hou nie van 'n koringkriek. Hy's aaklig, hy lyk giftig en hy lyk sommer net snaaks dan. Hy's so groot ding en hy kom met die typers in sy aaklige gesig en die brein ding wat daar uitkom en hulle is sommer net aaklig. Ek hou nie van hulle nie. Hulle laat my gril. Maar ek het 'n fobie oor koringkriek gehad op die stadium. En dit nog op myself hierdie koringkriek kan ek sommer doen nie. Ek kan niks daarmee doen nie. En toe ek die fobie oorheers het in my lewe, toe besef ek maar dis so ons ingestel is geestelik ook. Ons het 'n suggestie van iets wat nie gevaarlik is nie, maar vir ons in die gees is daardie ding gevaarlik. Ons het 'n fobie op ons gedagtes en ons gees dink hierdie ding is gevaarlik, gaan my aantas en my vernietig. Terwyl die Here sê nee, geen wapen wat jy nou uitgerig word sê is nie uitrig nie, want ek is die Here wat geregtigheid in jou lewe bring. En as ons die fobies van ons gees ook onder beheer kan kry deur die waarheid, gaan dit beter gaan met ons. So kom ons kom vanaand en sê, Here, elke vrees, elke fobie in my lewe, ek gaan my berge sê, hef jouself op, en ek gaan glo wat ek bid, en ek gaan ontvang wat ek bid vanaand, en Here, dis U wat vir my gee vanaand. Amen. So kom ons doen dit vanaand vir die Here. Kom ons kom vir die Here. Ons kan vir iets wat toemaak as in die woord, kom maar gas uit.